Goeiemôre, good morning. Ja, hartlike welkom by ons show. Ons hoop julle het almal 'n lekker lang naweek gehad. Pieter hou nog lekker vakansie en het vir ons nog 'n video gestuur. Ja? Kom ons kyk. Goeiemôre, good morning en so kom ons vakansie ook op 'n einde en ons sluit dit af met 'n hoogtepunt hier by Universal Studios Singapore. Baie dankie aan die res van die span wat mooi die skoene vol gestaan het terwyl ek nou afwesig was, maar ek is woensdagoggend weer terug saam met julle vir goeiemôre, good morning. Ons is so stout kinders, ons staan in die ry, is nog nie eens amptelik oop nie, maar ons sal wag en ons gaan ons beurt goed afwag, want ek weet hierdie gaan 'n dag wees om nie te vergeet nie. Ek groet julle hier vanuit Singapore en sien julle eersdaags op goeiemôre, good morning. Oh, onthou jy toe ons nog vir Pieter moes wys hoe om sy Instagram te doen en whatever nou, stuur hy vir ons sulke kwaliteit video's van oorsee af. Ek sê vir jou hoëgehalte, my Rosie. Hoëgehalte. Dis iets om op 'n koppie te klink. 'n koppie te As jy 'n klink. beker te Cheers. klink. Nou maar goed, wil ons al vertel wat in vandag se program Ja, gebeur? Ek dink so, kom ons spring weg. As jy oor 'n droë vel bekommerd is, het ons net die ding vir jou. Cream Klassiek kom gee raad oor hoe om 'n droë vel te identifiseer en te hanteer. Ons gesels ook met Reino Nel oor die 49ste Wêreld Sterkman kompetisie en oor hoe hy daar gevaar het. Thys van Sail gesels oor geldsaake. Die musiekgroep Sonder Onderbroeke gesels met ons oor hulle nuwe musiekvideo waarin hulle vra, wat wil jy hê? Wat wil jy hê? 'n belangrike vraag, wat wil ek hê? Weet jy, hoeveel tyd het jy, Elsa? Hoeveel tyd het jy? Raas dit 'n hele lys. Ja, wel, 'n vakansie sal nie 'n slegte ding wees nie. En die laaste vakansie wat ons op was ons inderdaad Oshaka Marine World toe. En dit was so 'n lekker dag wat ons daar deurgebring het, ek en my man en die kinders. Ja. En dit is 'n hele storie wat nou daar gebeur, né? Dit is vir my baie interessant dat jy dit nou noem, Ja. want Oshaka Marine World in Durban het 'n finansiële reddingsboei van 22 miljoen rand nodig om sy bedrywighede in 2026 te laat voortduur raas. Nou volgens verslae sal die park se kontantreserwes teen middel Mei uitgeput wees. Die munisipaliteit beoog na bewering om 4 miljoen rand van kapitaaluitgawes na operasionele fondse oor te skuif en nog 18 miljoen rand by te voeg om die park se daaglikse funksie te ondersteun. Nou die grootste probleem is blykbaar inkomste. Ongeveer 64% daarvan kom uit kaartjieverkope, maar besoekersgetalle het na COVID-19 stadiger as verwag herstel. Dit het 'n inkomstetekort veroorsaak. Die probleem is selfs groter weens agterstallige skuld van sowat 37 miljoen rand per jaar wat nog terugbetaal moet word. Die park is ook nie in 'n posisie om kaartjiepryse te verhoog nie, omdat dit moontlik nog minder besoekers althans sal lok. Ten spyte van kostebesnoeiings, insluitend personeelvermindering, bly die finansiële druk groot en die beplanning vir 'n omkeerstrategie om die park se toekoms te verseker is dan nou aan die gang. Dis vir my hartseer om van sulke stories te hoor, want ek meen jy sal nou, ek was nog nie daar gewees Was jy nie. nog nie daar nie? Nog nie, maar dit lyk of dit baie gewild is. Hierdie was ons eerste keer daar en ons het in Desember gegaan. En dit was so lekker om die park te besoek, maar also the aquarium is also there. And the people that work there are so friendly and so knowledgeable, and the kind of exhibitions of all the different kinds of fish. You can go swimming with the sharks, it's just really an incredibly wonderful educational experience. Like you're learning, but it's also fun and also exciting. So when I heard about this, I was quite sad to hear it, because dit is regtig iets dis 'n plek wat al so lank daar is. Dis 'n instansie in KwaZulu-Natal. So dit is nogal regtig hartseer dat hulle deur hierdie finansiële probleme gaan. En 'n mens wonder nou, jy weet hoe lank dit sal neem om te herstel. Wanneer 'n mens kyk na hierdie bedrag, is dit nogal groot bedrag, jy weet, wanneer dit kom by iets so skuld ook. Maar ek sal werklik hoop dat jy weet die metro kan ingryp op 'n doeltreffende manier en dat ons binnekort 'n bietjie meer goeie nuus in hierdie verband lees. Yeah, but I think also the problems in KZN kind of are a little bit bigger than an aquatic theme park. I mean, if it's nie die vloede is nie, is dit dienslewering en daai tipe goed. So dalk gaan die metro dink daar's ander goed wat bietjie meer belangrik is. En jy weet, net om af te sluit dalk, ek dink net die huidige
toutrekkery elders in die wêreld, jy weet Ja. die oorlog wat aan die gang is. Ja. Dit beïnvloed ook iets soos vliegtuigkaartjiepryse. Verstaan jy? So dit het 'n Verstaan groot jy? invloed op die ekonomie oor die algemeen. 100%. Kom ons gaan oor na 'n storie wat jy regtig oor gaan glimlag, veral jy Elsa, want jou mond gaan ook bietjie water. The record for the world's longest tiramisu has officially been broken in London with a massive dessert stretching an incredible 440.6 meters. Sure. That's around 100 Italian chefs gathered at the Chelsea Town Hall. Ek is nou so opgebonde, my woorde kom nie reg by my uit nie. To create this giant dessert, beating the previous record of 273.5 meters that was set in Milan. The scale of the tiramisu was just as impressive as its length. It used roughly 150,000 ladyfinger biscuits and 20,000 eggs, all assembled live to meet the Guinness World Record rules. This record attempt was led by chef Mirko Ricci, who said the event was also a gesture of appreciation to the UK. The dessert was even finished with a golden crown as a tribute to the king and the royal family. Jy kan ons vir jou Bellissimo. jy kan ons vir jou 'n ou tiramisu kry, hoor. Hoor hierso. En te veel. Dit is regtig waar. Jy weet, jy kry by sommige plekke kry jy sommer so 'n lekker groot houer. Ja. Ek eet daai hele houer self op. Jy sê nou te veel, maar ek dink as daar iets is wat jy in die lewe regtig geniet, kan jy ooit te veel daarvan hê. Kyk, Ras, wanneer 'n mens op die skaal klim, ja. Ja. Die antwoord is ja. So, maar ek dink hierdie is wonderlik. Dis nou my tipe Guinness wêreldrekord. Ja. Dis net jammer, ek kon nie self daar wees om te proe nie. Hulle het ook onlangs hier in Suid-Afrika, dit was so 3-4 weke terug, die Guinness World Record gestel vir die wêreld se grootste bunny chow. En interessant genoeg moes hulle eie hulle moes 'n nuwe tipe oond bou om al die brood dan te kan bak. So dit was nogal regtig iets waarop ons kan trots wees. The Bunny chow world's is ook largest my bunny soort chow. kos. Ja, ja. Van watter nagereg hou jy die meeste? Ek is nogal ek hou van 'n waffeltjie. 'n Waffel met roomys en so. En 'n koek, sjokoladekoek is vir my nogal baie lekker. As ek dit op 'n spyskaart sien, gaan ek seker daarvoor instem. Ek sal nogal daarvan hou, behalwe nou die tiramisu, sal ek nogal daarvan hou as hulle 'n groot bak sjokolademousse kan maak en ek kan net so half daarin duik. Jy weet, dit is wat ek swem, net so 'n paar happe ook geniet. Nee, lekker. Van lekker eet tot jou gesondheid. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare, noodsaaklike medisyne vir hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug. Thys gaan hier wees, hy gaan 'n bietjie oor die finansies praat en oor alles wat die ekonomie reg oor die wêreld regtig affekteer, insluitend al die toutrekkery wat gebeur. Ja, mens weet nooit hier en daar die konflikte en so voort. En dan natuurlik in ons vermaak insetsel is sonder onderbroeke hier om te gesels oor 'n nuwe musiek. Hulle gaan onderbroeke aan hê. Ek beloof, ek sal hulle dit vra. Ja, kyk, goeiemôre, good morning, bly waar jy is. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories.
Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Maya Fisher-French and Mapalo Maku unpack the true cost of disability and why having the right cover in place could be the difference between financial stability and long-term strain. Today, we're shifting gears and we're going to be talking about disability because it's a topic that doesn't get enough attention and it is having such a huge impact on someone's financial security. And we have today a very special guest, Nonhlanhla Bakasa, who will share with us her reality of living with a disability. And we also are joined by financial planner Stean de Wet, who will share with us financial aspects of managing a disability. Now, Nonhlanhla, you were not born with a disability. You got into an accident at a very young age and it changed your life dramatically. So can you give us a little bit of background into how that changed your life and what pressure it has brought into your life? Yes, I was involved in a car accident at the age of 12. I then sustained a spinal cord injury and I've been a wheelchair rider for most of my life. Wow, my parents had medical aid at that time. I didn't have to worry about finances. In fact, I had no idea how expensive disability was up until I became an adult, really. With all of the needs that we have, we began to understand just how expensive this new life of mine would be. I'm on chronic medication. My chronic meds cost me 3,000 Rand a month. I also have other medical supplies, which I need, which adds another 1,000 Rand to that. That's not me eating. That's not my accommodation. That's not even me traveling. I'm not talking about my wheelchair. I'm just talking about the stuff that I need to buy on a monthly. Our wheelchair, depending on the type that you have, if you want to be able to lead a good life, you need one that is suited for you. Wheelchairs can be anything from 10,000 Rand to over 100K a chair, just the chair. We've got a shower chair that I may need. Transportation is more expensive for me. Getting to work is more expensive for me. I mean, Stian, I want to bring you in here. What are some of the costs that you see that people may not even be aware of? So Maya, I think one of the things that we've seen in our experience dealing with clients in the case they get into an accident or something like that is we've seen now that some doctors charge up to 800% of medical aid rates for certain procedures. And then afterwards, obviously, you sit with a lot of things like what Nonhlanhla has spoken about in your house. Just changing your shower or putting rail guards up, putting ramps up in your house, making your house adjustable, and maybe you live in a double story. It might mean you need to sell your property, pay those commissions, pay transfer duties again, going to a smaller property or a better property suitable for your situation. You might have caregivers to take care of you. Mm-hmm. That's very expensive. You might be the breadwinner and something happens to your spouse in that scenario. There's additional cost. Who's going to look after the kids? Who's going to make sure your life and your lifestyle can get going? And then obviously you sit with physio, occupational therapy bills. That might even come in if someone is bedridden for a while. All those type of expenses add up to your monthly bill. Are there any tax deductions that you qualify for if you are a person with disabilities? Yeah. Or even, for example, someone with autism, because I've had quite a lot of moms, for example. That would be a mental, whether it's mental, exactly. Physical. Yeah. Unfortunately, certain things like autism isn't really covered. There's a list of disabilities that's covered. Obviously,
You have to apply via a tax directive from SARS, a tax application. Yes, you get some tax deductions on that, some up to 33% of your medical aid contributions and certain expenses. But remember, it's all your direct costs, all those disability expenses. Unfortunately, it's not unlimited. Obviously, these products are on the market. How do you decide if you're sitting with a client, or for me, in Mapelo, we work for ourselves and there's no company to protect us. How do we decide what cover to put in place? And how do we decide, well, what's the percentage chance of something happening to us versus living till 90 and needing a retirement fund? I always find that a very difficult balance. So one of the things that I detest, if people go and they sit in front of someone that sells insurance or a broker or financial planner, and that guy says, okay, let's look at your salary and what's the maximum you can get. You first go to your budget and you say, what's my budget? Now, hopefully you don't live on the brink of extension on your budget that every month you're just, making sure you can make ends meet. Then obviously you have group risk benefits. Again, on group risk benefits, you might have lump sum disability, you might have income protectors. Some insurance companies and some corporates now also give you a temporary disability. Now, if you have a salary and my salary, I have some leave, some holiday leave that I can use, and I might have a certain amount of sick days, you can all incorporate that into how much you should extend the period before you start claiming. The bottom line is, go first look at your budget. Don't go and say, I want to have the maximum. Also keeping in mind, there's certain limits. So you can only get up to 75% of your income on a monthly basis in case you become disabled. You can't just go and say... they're not trying to make you rich, right? No, absolutely. And here's the problem. But it's tax-free. Yes. On the contribution, you don't get the tax deduction. Yeah. But keep in mind, you might have that at work and you've doubled up. And you've doubled up on the other side. And that is a mistake a lot of people do. And they sit with, I call them brokers because we walk away from them, your broker. If you sit in front of a guy like that, he just wants to sell you insurance. He's an insurance salesman. A lot of them don't even look at your group risk benefits. And now you pay for something that cost you 3,000-4,000 rand a month that you can never claim for. On life cover, you can have 10, 20, 30 million rand life cover. You can have 100 million rand life cover. But on disability, you're limited. Visit the website on the screen to watch the full episode. Nou, aanhoudende juk en irritasie van droë vel of ekseem kan 'n mens teen die mure uitdryf. Voel jy ook soms so? Wel, Michelle Lou, produkspesialis by Creme Classic Skincare, is hier om 'n bietjie meer met ons te gesels oor droë vel en ekseem. Môre, dis lekker om alweer hier te wees. Waar sy nou? Ek is so bly ons gesels vanoggend hieroor, want hoe weet 'n mens of 'n mens net 'n droë vel het en of dit ekseem is? Wat is die simptome? Want ek dink baie mense sukkel daarmee. So ekseem is 'n inflammatoriese veltoestand. So dit is nie net droë vel nie. En dit gebeur gewoonlik in die velvoue van ons lyf. Nou mense wys altyd na die velvoue in hulle arms, maar daar's 'n velvou langs jou neus en onder jou nek en dit gewoonlik begin dit daar met 'n intense gejuk. En hoe meer jy juk, hoe meer krap jy. En hoe meer krap jy, hoe meer gaan die inflammatoriese prosesse aan die gang kom. En op die ou ende wil jy mal word van al daai juk en brand en irritasie en pyn. Daar is verskeie soorte ekseem, maar wat is die een wat 'n mens die mees algemeen sal ervaar of die meeste mense ervaar? Die mees algemeenste ekseem is die atopiese ekseem wat vir jou familiegeskiedenis gee van daai brand en pyn en juk en irritasie. Maar iets wat ons deesdae baie sien is ook die kontak-ekseem. So dis iets waarvoor jy allergies is wat jy elke dag gebruik. Het sy dit nou jou juwele is of waspoeier. Nou dit sê nie jy moet nie meer skottelgoed was nie, maar jy moet kyk wat is die oorsaak van die kontak-ekseem. En dan is daar natuurlik ook ons kopvel ekseem, wat jou letterlik ook teen die mure kan uitdryf. En dan dishidrotiese ekseem, waar dit begin met klein blaasies, wat hulle dan bars, en daai vel word dan baie teer en seer, amper asof jou vel te klein is vir jou lyf.
Nou vertel ons net so 'n bietjie meer van die Creme Classic Dry Skin Moisturizer en dan ook die ointment. So daar is die room vir elke dag se aansmeer en jy kan soveel smeer as wat jy wil. Jy hoef nie regtig vir spaarsamig te wees nie, want dit is lekker groot potte. Jy kan maar baie smeer ook. En dan die ointment. Die ointment is een van my gunstelinge omdat mense gewoonlik dink dit is 'n dik ding wat jy aansit, maar jy sal sien, is eintlik baie dun en hy's baie smeerbaar. So ek gaan 'n bietjie daarvan aansit. So as jy dit aan jou lyf smeer, gaan jy sien dat dit heelwat ver kan sprei. Ja, dit lyk nie dik nie, dit lyk eintlik redelik lig. Yes, en dit penetreer nogal baie vinnig in jou vel en dan kan jy aangaan met jou daaglikse take. Waar baie keer as jy ekseem het, kan jy nie aangaan met jou daaglikse take nie. So die room en die ointment smeer maklik aan en jy kan selfs daarmee bad ook. Nou, hoe maak 'n mens dan met kopvel ekseem? Dan gaan jy oor na die zinc shampoo toe en ons het nou splinternuut. Dis daai blou bottel, ja, jy kan hom daar by jou hou. Dis die zinc shampoo. So dit gaan bietjie verligting gee van daai juk en irritasie in die kopvel, maar dit gaan ook die klein seertjies wat jy kry wanneer jy baie krap, gaan dit dan ook gesond maak want zinc het daai wondgenesings bestanddele in. Ja. So dit is gewoonlik 'n 250 ml bottel, maar baie mense het nie kronies ekseem nie, maar 'n akute ekseem en dan kan jy vir die klein baba botteltjie die 100 ml. Watter ander wenk kan jy dalk net vir mense gee in kort? Smeer en smeer en smeer. Dis eintlik die heel belangrikste. Michelle, baie dankie. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Goeiemôre, good morning. Het laas jaar met Reino Nel, toe hy nog die titel van die wêreld se sterkste man gehad het, gesels. Reino het verlede naweek by die 49ste wêreld sterkman kompetisie in South Carolina die titel net misgeloop. Hy bly egter 'n wenner in ons harte en ons oë. Hy skakel nou by ons in om oor die kompetisie te gesels. Reino, baie dankie vir jou tyd weer eens. Ek wil daarmee net vra, was dit massief moeilik om te aanvaar of want dit was so 'n tegniese puntjie op die einde waarop jy verloor het? Ja, goeiemôre eerstens. Ja, dis maar nog steeds, ek is maar 'n bietjie hartgebroken, maar ek meen op die einde van die dag is dit maar sport, maar ja, ons is terug en ons fight weer volgende jaar verder. Verduidelik net vir ons kykers presies hoe dit gewerk het, want op die ou einde het jy baie sterk teruggekom en dit was so hitte nie waar nie. Ja, kyk, so World Strongest Man het ons eers groepfases waar jy moet deurgaan na die finaal toe. Daai punte dra dan oor. So ek het in die finaal ingegaan met 9 punte. Mitch Hooper wat op die ou ende toe nou van my gewen het met 10 punte ingegaan. En ek het in die finaal eintlik regtig baie goed gedoen. Ek het die eerste 3 events gewen.
met die logpress wat ons gehad het die tweede dag, het ek 4de gekom, waar hy toe nou 3de was en ons het in die stones ingegaan, waar ek met 1 punt toe nou voor was en ja, baie frustrerend, maar ek meen dit is weer in sport, het ek gegly op die Atlas Stones op die einde waar ek was voor hom gewees om die laaste een op te lig wat ek nie kon toe nou gedoen het oor ek gegly het en op daai manier toe nou net kort geval. So ja, dit is maar frustrerend. Ek meen jy sit 'n jaar lank die werk in om te probeer die titel te behou en ongelukkig het ek nou nie hierdie jaar dit reg gekry nie. Ek wil graag ook by jou hoor, verduidelik vir ons, hoe werk die Atlas Stones presies? Wat word van julle verwag? So dit is klippe, daai groot ronde, ek meen dit is maar, as jy kyk na Strongman, een van die notoriese events wat ons het, is daai groot ronde klippe wat jy so een vir een moet oplaai, ja, dit is nou maar wie dit die vinnigste doen. En van die ander afdelings, wat het julle hierdie jaar gedoen? So ons het 'n deadlift gehad vir reps, ek's baie trots op daai ene, so ons het 400 kg wat jy moes vir reps gedoen het, waar ek nou 5 gekry het en daai event gewen het, en ons het byvoorbeeld sakke wat jy moet agteruit oor 'n bar gooi, wat so elke keer verder gaan, 15 kg sakke, tot en met 13 meter, en ons het logpress gehad, wat jy groot swaar stomp moet bo jou kop uitstoot, ek het tot en met 200 kg gegaan daar, wat op die stadium vir my 'n groot persoonlike beste was. So, dit was baie goeie goed wat gebeur het, maar ja, dis maar uit en dan aan die einde het ons nou die lekker goed gedoen, so troktrek en ja, is maar 'n interessante sport met lekker events. Vertel vir my van die troktrek, hoe swaar is die trok wat jy moes trek en hoe ver het jy hom getrek? So ek het hom klaar getrek, dit is nou maar as jy hom klaar trek is dit vir tyd 25 meter, en dit was een van daai tipiese Amerikaanse trokke met die groot neus, wat nogal mooi vertoon. Ek dink in ons gewig is dit so oor die 30 ton wat ons moes trek. En hoe ver kan mens hom trek, of hoe ver het jy hom getrek? Kom ons vra so. Ja, hulle sit vir ons 'n 25 meter area uit, so jy moet so vinnig as moontlik om vir 25 meter trek. Ek dink nie menslik is dit baie moontlik om veel verder as 25 meter te trek nie. Ons is redelik poegaai na daai 25 meter. Wat doen mense om te herstel van so 'n taai kompetisie, en dan spesiaal natuurlik, ek dink aan die geestelike kant ook daarbey saam? Ja, ek dink geestelike kant is 'n groot ding. Fisies, mens oefen vir so 'n kompetisie so hard, so as jy uiteindelik deelneem, as jy eintlik heel alright na die tyd, glo dit of nie. Ek het nou, toe ek terugkom in Suid-Afrika, het ek en my vrou dadelik in die kar geklim en bietjie bos toe gekom, dis waar ek nou nog is. So ek vat maar so 4-5 dae af en dan is dit maar weer back to normal en begin weer van voor af. So ek dink die groot ding is maar net hou aan na jou lyf kyk na die tyd, net soos voor die tyd. Reno, jy praat van 'n hele paar persoonlike bestes. Dit klink vir my of jy sê dit so tussen die lyne dat jy sterker is as ooit van tevore. Is dit inderdaad so en hoekom? Ja, kyk, dit is maar in ons sport, statiese krag vat tyd om aan te werk, so ek is steeds besig om te verbeter. Ek het definitief hierdie kompetisie op die beste vorm nog ooit gewees wat ek was, so ek is nog steeds baie trots op van die goed wat ek reg gekry het, maar ja, die groot ding is maar ek bly aan hard werk en ek probeer maar net elke keer beter wees as die vorige keer wat ek deelgeneem het. Ek is seker almal hier op Goeiemôre Good Morning sal wil weet presies hoe oefen jy. Gee net vir ons so 'n kykie na wat jy sou doen van 'n Sondag tot by Saterdag. Ja, om te oefen vir ons sport is baie interessant. Jy moet, as jy iets swaar opgetel het, moet jy baie langer breuke hê tussenin. So ek sal byvoorbeeld op 'n Saterdag partykeer 7 ure oefen. Wat ek sal iets voluit doen en dan ek omtrent 'n halfuur is voor ek weer kan gaan. En dan, so nader as aan 'n kompetisie kom, doen jy die interessante goed. So ek het die laaste maand het ek gaan fisies op 'n Sondagoggend gaan trokke trek om te oefen om 'n trok te trek. So jy moet maar doen daai Atlas Stones wat ons moet optel. Ek oefen maar om dit op te tel. As jy nou so 7 ure oefen, gee ons so 'n blikkie daarmee, wat oefen jy? Dit sal nou wees van logpress die oggend en dan sal ek farmers walk doen en dan sal ek maar strongman spesifieke goed doen. So dis nie noodwendig veral nader aan 'n kompetisie. Ek kan nie in 'n Virgin Active instap en daar doen wat ek moet nie. Ek moet maar baie my sport spesifieke goed doen.
So al hierdie vreemde events wat ons doen, probeer ek maar vir my die equipment so naby as moontlik kry aan wat ons in 'n kompetisie gaan kry om mee deel te neem. So ek het wonderlike mense wat my help om hierdie goed plaaslik te vervaardig en ja, dan doen ek maar presies wat ons in 'n kompetisie sal doen. En wat van die eet? Die wat ek sien, die eet ek. Is jy regtig een van nou, so ek eet net wat jy wil? Ja, ek probeer dit maar skoon hou. Ek meen mense wil ook nie onnodige gewig dra nie. Ons is klaar baie groot ouens teenoor normale mense. So jy wil nie as jy klaar hierdie swaar gewigte dra nog 'n ekstra 20 kg op jou lyf sit nie. So ek probeer maar die grootte kom wat ek moet, maar ook nie ek neem deel teen ouens wat by die 200 kg weeg. Ek is op 150 rond. So ek wil nie onnodige gewig op my lyf sit om en die gewigte wat ek moet ronddra nog swaarder laat voel nie. Is daar enige aerobiese oefening wat jy doen? Nie te veel nie. Die ding is op die einde van die dag het ek nie meer die lyf vir dit nie. En Reino, as ons nou vorentoe kyk, wat is volgende? As jy nou weer terug is in dinge in? Ja, so World Strongest is maar ons grootste kompetisie, dis elke jaar hierdie tyd, maar ek het vir die res van die jaar het ek Giants Live vir 2 maande, is ek in Londen vir kompetisie, 2 maande na dit weer in Birmingham, 2 keer in Skotland, so ek het redelike vol kalender vir die jaar, so ek gaan maar aktief bly en bly verbeter en reg wees vir volgende jaar se World Strongest Man. Wel, ek wil vir jou die beste toewens. Wanneer kom jy terug en wanneer begin jy nou weer oefen? Ek kom môre terug en môre aand is ek weer in die gym. Uitstekend. Reine, baie dankie, ons waardeer dit regtig en ek kan jou sê as Suid-Afrikaners is ons baie trots op jou. Ek dink jy verteenwoordig ons op 'n baie mooi manier en selfs die manier wat jy aanvaar het, die uitslag daar in South Carolina. Nou ja, ons is net hierna terug in tuis gesels met ons oor geldsaake onder andere. Dit behoort altyd interessant te wees en ek hoor alweer woelinge wat die olieprys aanbetref en dit gaan natuurlik aan almal se sak raak. 10 en gaan hy daaroor ook gesels. Jy kyk na Goeiemôre, good morning. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business.
Dis vir tyd vir vanoggend se hoogtepunt. Ons gesels oor geldsaake met niemand anders nie as Thys van Sail en hy sê hy gaan vanoggend saam met my stem oor alles. Thys, dit is nou vir my 'n baie opwindende gesprek wat dan voorlê. Hoogtepunt. So kom ons val met die deur in die huis. Oliepryse styg weer? Ja. So waardeur word dit op die oomblik aangedryf? Ag, ek dink ja, dit is al amper, jy weet, 'n halwe ding van yes, moet ons eintlik nou nog hieroor praat, want dit is weer eens 'n ding wat 'n algemene proses of 'n gebeurte is in 'n algemene huis. Jy weet daai van wat is die olieprys vandag? Dan sal ons byvoorbeeld sê dit is 105, 110. Okay, dan weer môre 110, 111. Maar die probleem is solank as wat hy bly by 101 het ons 'n probleem. En ek dink ja, dit is wat dit nog steeds relevant maak, is dat jou algemene verbruiker daar buite moet weet en jou algemene Suid-Afrikaner, veral jou belegger daar buite moet weet nog steeds. Solank ons nog 100 en iets gebruik, dan is daar wel 'n risiko overall, jy weet op sy beleggings, op sy wat saam op inflasie, op verbruikersgoedere, op alles. Goed, so hoe ernstig is hierdie risiko op die oomblik vir die globale ekonomie? Ek dink ja, dit is soveel meer dat daar's nie tekort aan olie regtig waar nie. Daar's meer 'n ding van die olie wat wel kan vervoer word. Is daar enige waarborge dat dit wel gaan uitkom by sy einde destinasie? En ek dink ja, dit is 'n ding wat maar basies weet die volatiliteit nog steeds die hele tyd wat skep en daar hou in die rooi. Maar weer eens as ons gaan kyk waarmee Amerika besig is en wat aangaan in die Midde-Ooste, dit is 'n ding wat ons hopelik gehad het. Jy weet, ons sê dalk 'n maand tot 2, maar dit lyk nou vir ons baie meer soos 6 maande, selfs tot 'n jaar plus. Ja, dit is skommerwekkend om die minste te sê. Goed, Suid-Afrikaners, moet 'n mens nou maar aanvaar dat die brandstof duur gaan bly? Ek dink die woord aanvaar is eintlik amper om te sê dit gaan nie beter word, jy weet, dit gaan intendeel nog 'n klein bietjie slegter word voordat dit gaan beter word. So aanvaarbaarheid is juis om te sê ja, gaan ek bereid wees om meer te betaal? Nee, ek gaan nie. Jy weet, so algemene verbruiker gaan ons jy sê, as jy vandag vir my moet vra, ek moet meer betaal vir diesel en petrol, dan gaan ek vir jou vra, maar hoekom? Wat het ek en jy daarmee te doen gehad, Elsa? Jy weet, wat het ons te doen met die Midde-Ooste? Wat het ons te doen met Amerika? Wat het ons te doen, jy weet, met politieke uitsprake, jy weet, wat in die wêreld aangaan? Ek bedoel, ek is 'n doodnormale verbruiker. Hoekom moet ek die prys daarvoor betaal? So, dis 'n moeilike vraag, jy weet, vir enige Suid-Afrikaner. En dan die ander ding is maar waar gaan ons regering basies weet verligting inbring? Ek bedoel, daar was verligting ingebring deur COVID-19, jy weet, met 'n klompie elemente waar die regering en by die besluitmakers moes hulle maar bymekaar kom en stimulusse wat so 'n tipe van produkte en projekte moes hulle gelons het. En daar's nog nie sprake van dit vir Suid-Afrikaanse verbruikers en dit is ook nogal kommerwekkend. Ja, want ek dink dat mense kyk na iets soos die brandstofheffing verligting. En die regering het dan gesê dis nie 'n langtermynplan of oplossing nie. Hulle kan dit nie vir veel langer doen nie. Ons weet ook die brandstofpryse of die nuwe pryse word die week bekend gemaak. So dit is werklik iets wat almal dink ek met valkoë dophou, maar dan dink ek is daar ook die vraag, wat staan Suid-Afrikaners dan nou te doen? Jy weet, want 'n mens moet daagliks reis om by die werk ook uit te kom. En die RAF is ook nou nog, jy weet, hulle soek ook weer reddingsboei. So dan word ou kan nie eens daarin staan nie. Jy weet, so dis alles maar, jy weet, aanlopende probleme. Goed, so hoe lank dink jy kan hierdie druk realisties aanhou vir 'n mens ook seker om te kan oorleef? Kyk, as dit gaan bly aangaan soos dit nou aangaan en jy die hele tyd dieselfde sistematiese petrolverhogings, jy weet as jy elke keer byvoorbeeld 40-50 sent in die kom sê in die liter moet meer betaal. As jy 3 of 4 van daai het, dan raak dit buitensporig. Jy weet, en dit is dan nou weer direk gekoppel aan inflasie en dit gaan weer direk gekoppel wees aan rentekoerse. So dan oor as jy rentekoerse verlagings gesien het van laas jaar, kan ons enigsins, jy weet, rentekoersverhogings ook self sien. En dit kan weer baie druk sit weer terug op die rand. Jy weet, so dan oor alles wat ons weer reg gebou het oor die laaste, kom ons sê, maak dit 24 maande, jy weet, kan weer verlore gaan. En dis asof ons klein bietjie vorentoe gaan en dan backtrack ons weer. Klein bietjie vorentoe en dan backtrack ons weer. Voel vir my so slangetjies en leertjies. Ja, ons kort net 'n leertjie wat ons bietjie opwaarts gaan en 'n slang of 2 mis. Ja. Goed, so gepraat van rentekoerse, dit bly hoog. Is daar miskien enige iets wat jy wil uitsonder rakende die jongste verwikkelinge internasionaal? Ek dink internasionale rentekoerse op hierdie gegewe stadium bly nou maar onveranderd, bly hoog vir juist daai aksie om hulle inflasie basies weet in stand te kan hou. Maar jou grootste probleem wat jy daar doen is hoe langer jy jou rentekoerse hoog hou, sit dit weer druk op jou totale
algemene ekonomiese groei. Jy weet jou bruto binnelandse produk groei. Maar weer eens, eerste wêreldlande is geneig om basies te adapt teen dit. Jy weet, so hulle is nog steeds 1,5-2% se tipe van groei hê per jaar konservatief. Al het hierdie tipe van gebeure, maar lande soos Suid-Afrika wat eintlik moet groei tussen 2 selfs tot 4%, jy weet, word nou onder druk gesit waar ons laas jaar byvoorbeeld die marge gevat het net van so amper 1%, gaan weer dalk in 'n negatief in beweeg. Jy weet, en jy kan nie 'n negatiewe traject die hele tyd handhaaf nie, want dan is dit 'n resessie wat later ontloop na 'n depressie. En ek dink Suid-Afrika is bitter amper baie sensitief naby aan dit. Want as ons gaan kyk byvoorbeeld na die Oos-Kaap alleen, jy weet dit val heeltemal uitmekaar uit. So met ander woorde as jy provinsiaal gaan kyk, jy weet met provinsiale ekonomieë, jy weet dan sê jy begin agterkom, jy weet daar's 1 of 2 provinsies wat eintlik klaar daar is, jy weet wat in 'n depressie is. Goed, sentrale banke, is die sentrale banke besig om inflasie te beheer of groei in die proses te benadeel? Is weer eens daai element van rentekoerse onveranderd te hou, want dit is 'n meganisme om inflasie basies te kan beheer, maar direk indirek, jy weet, sit hulle eie ekonomie, jy weet, onder druk. So weer eens, hoe gouer hierdie straat van Hormuz se tipe van krisis uitgesorteer kan word, kan die wêreld weer aangaan met sy algemene ekonomiese groei. En ek dink dis wat die wêreld nogal bietjie irriteer op hierdie stadium, dit was amper asof ons nou weer daai vensterperiode gehad het van groei, veral nou oor die laaste 24 maande, en dan, boom, letterlik, soos 'n bom, boom. Jy weet, daar is Donald Trump. Jy weet, en ongelukkig is daar baie goeders waarmee ons saamstem met hom en sy administrasie, maar daar's ongelukkig ook goeders waarmee ons glad nie saamstem met hom en sy administrasie nie. So hy is so halwe soetsuur, jy weet, you're gonna love him or you're gonna hate him, maar op hierdie stadium is dit maar so amper 'n verhouding van, as jy like die ou kwaai, maar hy loop rond, jy weet, so. Thys, jy som dit alles vir ons vanoggend so mooi op. Ek wonder net of Pakistan sterk genoeg is om werklik as 'n bemiddelaar op te tree, want ja, wanneer jy mens kyk na hoe dinge tot dusver verloop het, dan laat dit maar vrae ontstaan. Maar weer eens, as jy gaan kyk na Pakistan, dit is 'n as 'n ander byvoorbeeld na, kom ons sê, 'n gelowige tipe van approach gaan kyk. Okay. Hulle deel absoluut dieselfde waardes en dieselfde geloof, waar byvoorbeeld, maar dit is 'n baie groot gelowige aspek wat hier 'n rol speel. Waar Donald Trump wil wees saam met Israel, jy weet, hulle verteenwoordig 'n sekere geloof en 'n styl. En as jy daai tipe van tafelgesprekke het, gaan jy nêrens uitkom nie. Ek dink dit moet ook net eenkant geplaas word, net vir 'n oomblik. Okay. En dat daar eintlik oor mense moet gepraat word. Okay, en dan moet jy net bietjie daai verskille eenkant sit en nog steeds sê, maar hier's 'n menslike element, jy weet, wat ook 'n baie groot rol speel. En dan praat ek van wêreldwyd. Ja, maar Thys, ek bedoel, daar's ook konflik in Pakistan. Dit is wat baie mense uitsonder en sê nou, hoe dan nou? Maar goed, die tyd is besig om ons in te haal, so miskien 'n laaste wenk of punt van jou kant af wat in hierdie stadium belangrik is. Ek dink net, die algemene Suid-Afrikaner daar buite moenie in paniek ingaan nie. Jy weet, ons gaan nou weer petrolverhogings kry. Daar is moontlike kans, jy weet, dat ons dalk in die 3de of 4de kwartaal weer rentekoersverhogings kan sien. Maar weer eens, die monetêre beleid, jy weet, as dit kom by ekonomie en ekonomiese hervorming en natuurlik die GNU, gelukkig het ons dit ook nou. Jy weet, so met ander woorde, dit gaan interessant wees om bietjie te sien, aangesien dit nou 'n bietjie onder druk geplaas gaan word, lokale verkiesings wat op pad is, punte moet gewen word. So ek dink dit gaan nog 'n interessante paar maande wees wat voor lê. Jy weet, so maar ek dink Suid-Afrikaners moet maar net moenie te vinnig moves maak nie. Daar's altyd nog geleenthede en daar's altyd geleenthede wees. En voor ons oë uitveer, dan is dit die 4de November en moet ons krisis gaan trek. So met op te som, ek dink, ons hou dit met valkoë dop, maar eintlik wil ons soos daai emoji maak. En net so met ons handjies voor ons oë sit. Dankie Thys vir die insig. Goed, jy's by Goeiemôre, good morning. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur.
Deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Is dit nog net te vroeg om te weet wat ek moet doen? Dalk is dit wat moes gebeur. Dalk het ek oorreageer. Desperaat om moed by mekaar te skraap. Is dit te laat om nog vir myself te maak? Wat wil jy hê? Draai jou kommentaar nog waardevolle inligting oor. Wat wil jy sê? Ek het dit al gehoor. Wat wil jy hê? Miskien is dit verby. Het ons kans gekry? Miskien het ons geleer om uit ons foute te presteer. Desperaat om moed by mekaar te skraap. Is dit te laat om nog vir myself te maak? Wat wil jy hê? Draai jou kommentaar nog waardevolle inligting oor. Wat wil jy sê? Ek het dit al gehoor. Wat wil jy hê? Drama, drama, is dit wat jy wil hê? Drama, drama, sê my wat jy wil hê. Wat wil jy hê? Draai jou kommentaar nog waardevolle inligting oor. Wat wil jy sê? Ek het dit al gehoor. Wat wil jy hê? Dis goeiemôre, good morning. Ons het sopas na hulle nuutste musiekvideo gekyk. Wat wil jy hê? Adrian Jansen van Rensburg, Bram Kaps en Henry Stein, die manne van Sonder Onderbroeke is hier. Welkom weer eens by Goeiemôre, good morning. Baie dankie. Mag ek vra, het julle onderbroeke aan? Natuurlik nie. Is in die kontrak, ons mag nie. Julle mag nie, want dit is die naam van die band. So, wat wil jy hê? Splinternuwe enkelsnit en dit is die eerste keer wat julle 'n musiekvideo opneem. Hoe was die ervaring vir julle? Awesome. Ek dink super cool. Een van die lekkerste ervarings wat ek nou al in die bedryf gehad het, definitief. Ja. Wat was die lekkerste deel van die video skets vir jou? Ek dink hierdie song veral dis die eerste keer dat ons bietjie ons eie musiekstyl kan uitbeeld en bietjie die vryheid het om musiek te kan maak wat ons regtig van hou. So die hele kombinasie van dit met ons eerste musiekvideo was net fantasties. Ek wil graag vra die liedjie Wat wil jy hê? Waaroor gaan dit?
Dis maar eintlik maar meer 'n oop vraag aan die publiek. Ons het dit geskryf in 'n deel waar ons eintlik baie onseker was oor ons sound en oor jy weet die rigting waarin ons beweeg en hierdie vraag was eintlik toe gewees soos jy luisteraar daar buite, wat wil jy hê? En toe gaan ons van daar af. So ja. En wat dink julle nou wil die luisteraars hê? Wat wil julle volgelinge hê? Hoe wil mense hê julle moet klink en hoe pas dit in by hoe julle wil hê julle moet klink? Ek dink dit is juist waar ons by die konklusie gekom het, ons kan nie onsself wees nie. Ons moet onsself en ons eie klank daar buite sit en dit kan ons nog steeds doen met die balans van die luisteraar se opinie. So daar was definitief 'n best of both worlds. Ja. En wat is mense se reaksies wanneer julle lewendig optree of wanneer julle 'n konsert doen of wat ook al? Hoe voel julle is die terugvoer van die mense wat vir julle luister? Ja, om eerlikwaar te sê, ek spring so baie op die verhoog rond, so ek voer baie van die mense se energie af. Ja. So dis baie lekker. Ek kry altyd baie energie van die en dit is as ons veral hierdie liedjie speel, hierdie liedjie is 'n groot hit as ons dit speel. Nou nie dat mense dit noodwendig al ken nie, maar hopelik verander ons dit nou. Maar elke keer wat ons dit nou al gespeel het, ja, het die mense dit nogal geniet en dan voer hulle ons meer energie en dan dink ek speel ons met meer energie en dis net soos 'n kringloop. Ja, definitief. Ek dink die mense verwag nie altyd dat ons so baie rondspring en te kere gaan op stages wat ons doen nie. So dis altyd hulle word surprised en dan's almal gelukkig op die einde. So ja. Altyd 'n party. Dis steeds 'n moeilike pad om te volg om 'n professionele musikant te word in Suid-Afrika. Hoekom het julle besluit dit is wat julle wil doen en het julle nou die geleentheid om hierdie voltyds te doen of is die side hustles maar nou nog steeds die main hustle en die musiek is die side hustle? Ons het ons werk definitief nog steeds vir die week. Ja. So nee, musiek. Kyk, ek dink dit is maar moeilik om 'n loopbaan te maak hiervan, maar nee, ons probeer definitief soontoe werk. En ja, dan hoop ons maar vir die beste. Ja. Is dit nie 'n bietjie van 'n catch-22 nie, want jy wil beter doen as 'n band, maar jy moet nog steeds die werk hê om die band steeds te kan doen as 'n stokperdjie of as 'n ander ding wat jy steeds doen in jou lewe, but it needs more time, so it's kind of like this bose kringloop. Ja, nee, dit is definitief dit. Ek dink dit is daar is baie vroeë oggende en baie laat aande wat ons nog moet sit en gou seker maak al ons tracks is reg of ons het al agtergekom voordat ons op die stage net voordat ons op die stage gaan goeters is nie reg nie en dan sit nou daai halfuur se clutch time wat jy nou soos regtig moet sit en dan 'n bietjie stres en dan ek moet hierdie gou vinnig fix wat ek dink nogal iets is wat ander musikante ook mee deel. Ja, of ons basis vergeet 'n kick pedal 5 ure van hier af. Dit klink nou 'n bietjie van 'n persoonlike aanslag daai. Het dit al gebeur? Wie weet, dalk is dit net 'n hypothetical. Ons het so iets gehoor. Julle is geïnspireer deur alternatiewe Afrikaanse musikante soos Glaskas en byvoorbeeld. Hoe pas julle dit aan by julle eie styl van musiek maak dat julle geïnspireer is deur dit maar nie soos 'n carbon copy klink van daai band nie? Kyk, ek dink Suid-Afrika is maar bietjie agter as dit kom in die alternatiewe kant. Ek dink mense soos Frans van Cooke het 'n groot invloed gehad op dit, Glaskas, FL, die MK daar. Ja. En ons almal is massive fans van MK daar en mis MK. So ja, ons is definitief geïnspireerd en ek dink om ons eie klank hier te bring, ons vat nog steeds van die moderne musiek. Ja. Ons bring dit ook nog steeds in ons musiek wat ons nou maak. Ja, dis lekker pret om na julle te luister en baie pret om julle band se naam te sê en om dit te sien oral, so dis great. Waar kan mense na die musiekvideo kyk en waar kan mense julle volg om te sien wanneer se julle volgende gigs en so voort? So hierdie sang, die musiekvideo drop saam met die liedjie die 8ste, dis hierdie week Vrydag. Ja. Hulle kan die musiekvideo gaan kyk op YouTube en dan die liedjie kom uit oralste. So op enige waar ook al jy musiek luister, kan jy hom kry. Baie dankie. Sonder onderbroeke, is altyd lekker om julle hier in die ateljee te hê. Dis dan al van ons kant af. Ons sien julle weer môre. Maak seker julle gaan kyk na ons sosiale media blaaie en ons YouTube kanaal vir meer van ons in diepte gesprekke. 'n Nuwe gesprek met Jana van der Merwe, Netwerk 24 se ondersoekende redakteur in verband met die Louis Liebenberg aangeleentheid, sal later vandag
beskikbaar wees. So maak seker jy mis nie uit daarop nie en gaan volg ons sommer terwyl jy daar op ons sosiale media bladsy is. Ons is môre weer terug.